Welkom by Vra jou vraag. Hier is die vraag vir hierdie week. Johan uit Rodepoort. Hallo daar. Die laaste wat ek gehoor het, was daar 3025 mense wat in Orania gewoon het, volgens die 2024 sensus. Wat is die aantal mense wat vandag in Orania woon? Daniel uit Kaapstad. Akkommodeer julle Afrikaners wat in Engels grootgemaak is, maar pogings aanwend om na hul erfenis en wortels terug te keer. Ann Lynn in Pretoria. Stem Orania op dieselfde wyse as die res van die land op 4 November. Sarel uit Klerksdorp. Beplan julle om nog standbeelde te repliseer soos die van Oom Paul en dit 'n ereplek in Orania te gee, moontlik soos die van Generaal de la Rey in Lichtenburg? Kobus uit Potchefstroom. As ek 'n eiendom in Orania koop, wat gebeur met die eiendom as die regering besluit Orania is onwettig? En Johan uit Grootbrakrivier. Hoekom kan Afrikaners nie hulself onafhanklik verklaar en klaar kry nie? Nou ja, 'n paar lekker interessante vrae vir vandag. Kom ons spring weg met vraag nommer 1. Dit was Johan uit Rodepoort. Hy het gevra, die laaste wat ek gehoor het, was daar 3025 mense wat in Orania gewoon het. Dit is volgens die 2024 sensus. Wat is die aantal mense wat vandag in Orania woon? Wel, ons wag nog vir die amptelike syfers van die volgende sensus. Dit is gewoonlik rondom September beskikbaar. Ek is wel onder die indruk dat Orania se inwonertal in 2025 effens gedaal het. 'n Mens moet onthou dat Orania 'n dinamiese gemeenskap is. Mense trek in en mense trek uit. Baie wil in Orania kom vestig, maar kan nog nie. Sommiges kom bly in Orania vir 'n ruk, maar kry dan weer 'n ander geleentheid elders. Sommige jare gaan Orania se bevolkingssyfer groei en sommige jare gaan dit bietjie stadiger groei, of miskien selfs daal. Orania bly egter groei. Nuwe geboue word opgerig, infrastruktuur verbeter, paaie word gebou, nuwe erwe word uitgesit. Oraniërs is besig met innoverende projekte, soos ons oulike publieke vervoerstelsel, of om nuwe monumente te bou en pragtige publieke parke vrylik beskikbaar te maak. Wanneer 'n mens 'n grafiek van naby beskou, dan sien jy klein op- en afbewegings. Maar ons almal weet, die groter prentjie is die belangrikste. Ek raak nie bekommerd as Orania 'n klein afname in bevolkingssyfer vir 1 jaar toon nie. Ek sou eers bekommerd raak as Oraniërs ophou konserte reël, ophou om hul gemeenskap netjies skoon te hou, ophou om mekaar te groet in die strate en weg van hulle beginsels af te beweeg. My eens in antwoord, 'n effense daling in bevolkingsgroei, maar deurlopende styging in Orania groei. Volgende vraag was van Daniel uit Kaapstad. Akkommodeer julle Afrikaners wat in Engels grootgemaak is, maar pogings aanwend om na hul erfenis en wortels terug te keer? Wel, Orania akkommodeer niemand nie, ons is nie hotel nie. Nee, die kort antwoord is om aansoek te doen vir verblyfsreg. As jy glo dat jy deel van die Orania projek wil wees, met ander woorde om te kom help bou aan Afrikaner vryheid, doen aansoek vir verblyfsreg. Enigiemand wat dit ernstig oorweeg om in Orania te kom bly, sou ek aanraai om nie allerhande ompaadjies te loop nie. As jy in Orania wil kom bly, volg die regte kanale en doen aansoek. Daardeur sal jou vraag ook mos beantwoord word. Aan die ander kant is dit ook duidelik wat en wie Orania is, 'n Afrikaner kultuurgemeenskap. 'n Gemeenskap wat letterlik met die doel van Afrikaner vryheid gestig is. Die mense wat hier bly en hier werk na daardie ideaal toe. Is dit wat jy is? Is dit wat jy wil hê? Is dit waarmee jy wil kom help? Doen dan aansoek. My eens in antwoord op hierdie vraag. Orania akkommodeer nie mense nie. Afrikaners kom bou in Orania na 'n beter toekoms. Anlyn of Anlyn van Pretoria. Stem Orania op dieselfde wyse as die res van die land op 4 November. Wat? Is daar 'n verkiesing? Ek grap sommer. Die antwoord is ja en nee. Oraniërs kan soos elke ander Suid-Afrikaanse burger deelneem aan Suid-Afrikaanse verkiesings. Maar buiten daarvoor het Orania ook sy eie interne verkiesings. Hier het ons nie politieke partye wat vreeslike veldtogte loods en in slaggate swem vir verkiesings nie. Hier het ons slegs onafhanklike kandidaate wat staan. Met ander woorde, doodgewone Oraniërs wat hulself verkiesbaar stel. Hierdie posisies kom ook nie met uitbundige salarisse en kredietkaarte wat op Uber Eats spandeer kan word nie. Die leiers van Orania dien die gemeenskap. Al vergoeding wat hulle ontvang is die honorariums vir tyd spandeer aan vergaderings, miskien die petrol en die ligtyd wat hulle spandeer en sulke tipe dinge. Volgens my is dit 'n baie veiliger politieke stelsel. In die heel eerste plek weet jy dat kandidaate nie kompeteer vir groot salarisse nie, want dit bestaan nie. So jy weet klaar hulle bedoelinge is eg.
En as jy verskil, dan gaan praat jy met daardie persoon. Hy is nie ver van jou verwyder agter die skerms en die vlakke van politieke partye nie. Hy is net daardie een persoon. Dit is nie 'n party wat met elke terugslag maar net van kandidaat verander en voortgaan nie. Hier verteenwoordig elke kandidaat homself en sy woord is sy beleid. My een antwoord: Oraniërs kan stem soos elke ander Suid-Afrikaner, maar ons het ook ons eie verkiesings. Sarel uit Klerksdorp vra: beplan julle om nog standbeelde te repliseer soos die van Paul Kruger en dit 'n ereplek in Orania te gee, moontlik soos die van generaal De La Rey in Lichtenburg? My antwoord hierop is eenvoudig: hoekom nie? Ons eie Afrikaner omgewing moet mos wemel van ons eie Afrikaner kultuur. En ongelukkig is dit so dat ons erfenis op ander plekke in Suid-Afrika verniel en verwaarloos word. My hart is self seer oor daardie monument van generaal De La Rey in Lichtenburg. Ek was alself 'n paar keer daar en het gesien hoe dit lyk. Nou ek sou baie bly wees as ons hom kan skuif of kan repliseer en oprig hier in Orania. Hier sal hy waardeer word. Nou die Paul Kruger projek was egter nie 'n suiwer Orania projek nie. Dit was 'n projek van Afrikaners. Ek sê altyd, moenie dink dat hierdie monument net vir 'n spesiale groepie in Orania is nie. Die monument van president Paul Kruger op Orania behoort aan ons almal. Duisende Afrikaners het bygedra om hierdie projek suksesvol te maak. Dit het nie net van self gebeur nie. Mense het hulle beursies oopgemaak en hulle moue opgerol. Die hele projek het miljoene rande beloop. Fondse wat deur Afrikaners vrywilliglik geskenk is. Dit is danksy elkeen wat bygedra het dat die projek op die ouend 'n sukses was. So ja, ek is seker daar gaan nog soortgelyke projekte in die toekoms wees. Dit is natuurlik ook nie net Orania wat sulke projekte kan loods nie. As Afrikaners bereid is om tot hierdie tipe fondse by te dra, dan kan enigiemand aksie neem. Nou baie dankie vir elkeen wat bydra tot hierdie fondse en ook baie dankie aan elke lid van die Orania beweging wat ons aktief ondersteun. Dit is julle wat hierdie tipe projekte vir ons moontlik maak. My een antwoord: ja, Orania sal nog monumente in die toekoms oprig, huidig en nuut. Kobus uit Potchefstroom: as ek eiendom in Orania koop, wat gebeur met die eiendom as die regering besluit Orania is onwettig? Nou let julle op die wat as in hierdie vraag. Wat as ek eiendom in Suid-Afrika koop en die regering besluit dit moet onteien word? Wat as ek 'n besigheid in Suid-Afrika begin en die regering besluit dit word 'n publieke funksie? Wat as ek 'n appelboom plant en hy groei lemoene? Wel, die antwoord vir elkeen van hierdie gevalle is dieselfde. Dan hanteer ek dit. Om iets soos Orania onwettig te verklaar is 'n baie eenvoudige stelling om sommer vinnig te maak, maar inderwaarheid is dit 'n vreeslike komplekse proses. Maar terwille van die gedagte-eksperiment, kom ek speel saam. Gestel jou huis word môre onteien en jy wil die proses teenstaan. Sterkte. Dit is jy, man alleen, teen die staat. Nou gestel iemand probeer môre 'n erf in Orania onteien. Volgens die manier wat Orania ontwikkel is, as jy aan een raak, dan raak jy aan almal. Nou het jy 'n hele gemeenskap met hulpbronne wat jou bystaan. Nou buiten daarvoor, as enigiemand besluit dat om 'n Afrikaner te wees onwettig is, gaan ons dit net aanvaar. Onthou julle toe die Britte dieselfde gedoen het, toe hulle gesê het ons is donkies as ons Afrikaans praat en ons op elke vlak beperk het. Het die boere toe gesê, o gats julle, die Britte het gesê dis onwettig, ons sal nou maar net mooi moet luister en binne die lyne bly. Nee, hulle het by hulle beginsels gebly. En weet jy wat? Hulle het ook dinge verloor. Geleenthede, ekonomie, eiendom, plase, selfs hulle lewens. Dit was die prys wat hulle bereid was om te betaal vir vryheid. Nou vandag wil ons broodjies aan beide kante gebotter hê. Aan die een kant sê ek sal sterf vir my volk en vryheid, maar hulle moet tog net nie aan my eiendom of aan my beursie kom raak nie. Vryheid gaan ons kos. Vraag is, wat is jy bereid om daarvoor te betaal? Een sin. Ek voorsien nie dat Orania onwettig verklaar word nie. Maar as dit doen, dan gaan ons voort. Ons laaste vraag was van Johan uit Grootbrakrivier. Hoekom kan Afrikaners nie hulle self onafhanklik verklaar en klaar kry nie? So wat is die verskil tussen onafhanklikheid verklaar en onafhanklik wees? Wel, die een is praat en die ander een is 'n realiteit. Mens verklaar nie onafhanklikheid nie. Jy word onafhanklik. Enige ouer het al te doen gekry met 'n laerskoolkind wat besluit hy loop nou weg.
Hy is kwaad vir sy ma of pa, so hy gaan sy tassie pak met sy gunsteling speelgoed, 'n appel, 2 beskuite en sy wapen, 'n ketty. Dankie ma en pa, dit was lekker, maar ek is nou my eie man. Hy verklaar onafhanklikheid. Nou binne die eerste 20 minute het hy reeds die appel opgeëet en hy begin wonder of hy nie miskien die verkeerde speelding gekies het nie. En soos die bekommernis groei, eindig hy op die ou end weer veilig terug by die huis op. Maak nie saak wat hy verklaar nie, hy is afhanklik van sy ouers. Nou sê ek daarmee dat Afrikaners nie tot onafhanklikheid in staat is nie? Glad nie. Keer op keer deur ons geskiedenis het ons die teendeel al bewys. Wat ek sê, is dat jy eers onafhanklik moet wees om dit te kan verklaar. Afrikaners is reg oor Suid-Afrika versprei. Daar is geen gebied in Suid-Afrika waar Afrikaners 'n meerderheid is nie. Orals waar ons is ons afhanklik van staatsinstellings, paaie, water, elektrisiteit, munisipale dienste en so voorts. Maar nou sal jy vir my sê ons kan dit mos alles self bou. Ons het dit immers in die verlede gedoen. En daarop sal ek antwoord, nou waarom doen ons dit dan nie? Waarvoor wag ons? As ons ons eie waternetwerk kan bou, dan kan ons onafhanklikheid van staatswaternetwerke verklaar. As ons ons eie elektrisiteitsverskaffer kan vestig, dan kan ons onafhanklikheid van Eskom verklaar. Nou begin jy die volgende uitdaging raak te sien. As ons hierdie dinge wil bou, dan moet ons mense daar wees waar hulle dit nommer 1 kan bou en nommer 2 kan gebruik. Ons mense moet op een plek konsentreer waar hulle 'n meerderheid is. So jou resep vir onafhanklikheid lyk soos volg. Konsentreer op een plek, bou onafhanklikheid, verklaar onafhanklikheid. En dit klink miskien soos 'n plek wat ek al reeds mee bekend is. My eensin antwoord op hierdie vraag. Jy verklaar nie onafhanklikheid nie. Jy wees onafhanklik. Laat weet my of jy hierdie episode van Vra Jou Vraag geniet het. Onthou as jy enige vrae het vir hierdie program, stuur dit gerus na die skakel onderaan hierdie video. Elke tweede week kom ons bymekaar met 'n heerlike koppie koffie en 'n vraag en antwoord sessie oor Orania. Tot volgende keer.